The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat the Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Goeiedag almal, my naam is Steven en ek sukkel met seksuele sonde. So die video gaan duidelik oor seksuele sonde, maar nie net seksuele sonde nie, dit gaan ook oor alles waarmee jy sukkel in jou lewe. So ek wil 'n getuienis gee dat ek vir 'n baie lang tyd in my lewe gesukkel het met pornografie, gedagtes, of jy gaan sommer gou vinnig op Google en dan kyk jy gou vinnig 'n paar prentjies of jy kry 'n invite van iemand op Facebook en dis daai fake profiles, maar daai fake profiles stuur ons nou ook vir jou goedjies aan. Al hierdie goed kom na jou toe die heeltyd en die heeltyd en die heeltyd en jy kry net nie verby daai punt gekom nie. Maar nie net op seksuele sonde nie. Mense kan dit gebruik op dwelms, mense kan dit gebruik op rook, op vloek, op vuil taal of op kwaad raak of enige iets wat daar is waarmee jy sukkel, gaan ons nou hierdie gebruik as 'n voorbeeld. So, ek het 'n ruk terug het ek gery en ek het hierdie ding met die Here wat ek gesels het en ek sê, Here, ek kom net nie verby daai punt wat 'n ou kan stop nie, wat 'n ou kan ophou nie, of wat jy net ophou met jou gedagtes nie, of hoekom kan U my nie net verlos nie? Daar's mense wat net bam, bam, en dan is dit verby. Dis klaar, dis oor. Die oomblik wat jy by die Here kom en dan is dit daar. En ek het al hoe meer myself begin bevraagteken. Is ek regtig 'n kind van God? Het ek regtig bekeer? Is die Here regtig lief vir my? Al hierdie gedagtes wat inkom by jou. Ek wil half die video maak vir die ou wat daar by die huis sit vandag, wat hierdie video kyk, wat sê, is jy maar Steven, ek voel ook soos jy, ek kan net nie ophou, ek wil ophou rook, maar ek kan nie ophou rook, en ek verstaan nie hoekom ek kan ophou rook, want as ek kwaad raak, dan begin ek rook, en ek wil die Here hê, hy moet my help, maar ek kom net nie verby daai punt wat ek dit kan doen nie. En dan begin jy jouself vra, maar wil jy dit actually doen? En dis waar die ernstigheid inkom by God, en ek sit saam met my vrou die eendag en ek is getroud, ek het 'n verskriklike wonderlike vrou en ons is altyd reguit met mekaar en sy sit so en ek sê vir haar, hierdie ding verstaan ek nie. Ek verstaan nie, ek vra vir die Here om my te help, ek doen warfare en ek gaan op my knie en ek vra Here, vat dit weg. Ek gaan dit weg vir 3 weke, 4 weke en dan kom dit net weer 'n keer. En dit kom net weer 'n keer en kom net weer 'n keer. En my vrou sit die een dag en sy sê vir my engel, solank as wat jy dit geniet, gaan jy dit doen. En dit slat my so hier tussen my voorkop. En dit wat sy gesê het is presies die waarheid. Solank as wat jy dit geniet, gaan jy dit aanhou doen. Jy gaan aanhou teruggaan vir dit. En nie net dit, die duiwel weet dit. Hy weet daar's iets in jou kop. As jy daai sigaret so trekker en jy
blaas dit so uit. Daar's mense wat al gesê die uitblaas doen dit net vir hulle. Dit gaan nie oor die nikotien nie, maar kom ons wees reguit vandag met mekaar. Hierdie video is daar om mense te help wat regtig sukkel, wat in 'n gat sit, wat nie weet hoe om uit te kom nie. En as jy sukkel om op te hou drink en jy wil ophou drink, solank as daar's iets wat jy geniet in daai, whether it is om die bottel oop te knak, whether it is om die sigaret saam met die drank te drink, of die drank saam met die sigaret, wat ook al. Maar daar's iets wat jou 'n rush gee. Daai sonde wat dit so lekker maak, want jou liggaam, jy sien, jou liggaam gaan agterbly wanneer God ons kom haal. So jou liggaam trek na dit toe. Jou liggaam soek daai nikotien. Jou liggaam soek daai seks gedagtes, jy wil daai vrou kaal sien. Jy wil daai man kaal sien. Jy wil kyk hoe gebeur alles. Jy wil daai bottel leeg drink, jy wil jou pelle wys jy kan dit doen. Jy sien, jy geniet dit nog te veel om verby dit te kan kom. En die oomblik toe ek daai eerlikheid met myself kry en ek sit en ek sê vir die Here, okay, daar's iets in my wat dit nog geniet. So ek het nog nie myself afgelê teen dit nie. Daar's iets wat my nog laat teruggaan na dit toe. Maar nog steeds beklei ek teen dit. En ek huil en ek wil deur dit kom, en ek kom net nie deur dit nie. En ek probeer fight teen dit en ek sê vir my vrou, ek fight dit maar kan nie ophou nie. En die een dag toe ry ek. En my vrou sê vir my, hou op beklei teen dit. Hou op dit try fight. Hou op try ophou. Hou op konsentreer dat as die duiwel kom en hy sit 'n gedagte in jou kop, hou op fight. Jy sê ek kan nie nou dit doen nie, ek kan nie nou hierna kyk, ek wil nie hieraan dink nie. Jy gee soveel aandag en krag daaraan. Dat jy net gaan kyk, of dat jy net daai sigarette gaan koop, of net daai bottel brandewyn gaan koop, of jy nou maar net ingee en jy raak net kwaad. Daar's mense wat regtig sukkel met kwaad raak. Hulle het 'n probleem met kwaad raak. Die lepel val op die grond. Ag Jessie, nou moet die ding nou net weer op die grond val. Kan niks reg wees nie. Kan niks net reg gebeur nie. En dan raak daai ou of vrou so kwaad dat hulle net nie verby dit kan kom nie. Maar ons fight dit en ons vra vir die Here, ons gaan op ons knieë en ons sê Here asseblief, vat hierdie ding weg. Here, ek bely dit. Jy het al 100 keer bely, maar dit gebeur oor en oor en oor en oor en oor dat jy later aan so negatief raak en depressief raak dat die duiwel jou so het. En die een dag toe ry ek. En ek gesels met die Here en ek sê vir hom, Vader, ek weet net nie meer wat om te doen nie. Ek is op die punt om net te besluit, dit is my toekoms. That's me, that's gonna happen. En ek ry in hierdie dik mis waarin ek ry. En jy kan half die stippellyne sien op die pad, maar jy kan 10 meter nie voor jou sien nie. En ek het hierdie vrees wat in my opkom terwyl ek ry. Want my spotlights is aan, my ligte is aan, my fog lights is aan, alles is aan, maar ek raak so bang soos dat ek ry. En hier kom 'n bordjie verby my, moet niemand verbyvat nou nie. En jy weet, almal vat mos daai kans as jy ry. Of as jy in die lewe is. Jy vat net daai een kans om gou vinnig hier verby te kom en dan ongeluk. En jou sonde veroorsaak nie net skade in jou lewe nie. Dit veroorsaak skade in die ander ou se lewe ook. Of in die ander persoon se lewe, of in jou vrou, of in jou kinders. As jy daai kar verbyvat en daai dik mis, en jy weet nie dalk iets om voor of jy maak 'n ongeluk, die ander persone gaan dalk ook dood, sowel as wat jy is, en dan is dit vir ewig te laat. Maar ek ry in hierdie mis, en ek gesels met die Here, en ek sê vir hom, Here, ek weet nie wat om te doen nie, en ek weet nie meer wat om te, ek fight elke keer teen hierdie ding, en ek weet nie om verby dit te kom nie. En die Here wys my uit. Ek sê, dit was so powerful, toe die Here vir my wys, volg net die tekens. En daar kom 'n padbordjie verby, wat wys jy kan nie verbygaan nie. En die volgende bordjie kom wat wys, ry stadiger, ry 50 of 60 of 80. En dit beteken ek moet nou stadiger ry. En dan wys hy weer, jy kan mense verbyvat. En dan, so die bordjie, wat die Here elke keer langs ons pad bring, met al die instruksies op, hy gee vir jou al die instruksies op hy bord. As daar 'n bord kom met 'n kudu op, ons almal weet wat dit beteken. Ry stadig, wees versigtig,
Maak seker in jou omtrek soos dat jy ry, jy moet kyk, want daar kan kudos kom, en jy kan 'n ongeluk maak. Al die instruksies is in een prentjie. Jy moet dit net volg. Jy moet net daai bordjie dophou en kyk wat moet jy doen, en dit presies so doen. En dan gaan jy uitkom. En al hoe meer ek ry, en ek ry, en ek ry, en ek begin opgewonde raak, en ek maak 'n video van die mis, en julle gaan die video van die mis sien in hierdie klip, en ek bel vir Strys, ek sê vir hom, luister hierso, dit is my ding, dis my ding. Strys is my go-to, ek bel altyd vir Strys, en ek sê vir hom, hierdie het gebeur, check gou hierso, kyk hierdie mis, en die Here wys my hierdie ding uit, ons moet 'n video hiervan maak, hierdie is waarmee ek nog my hele lewe lank sukkel, dit is aan af, 'n seksuele sonde. En ek weet daar's mense daar buitekant wat vandag daarmee sukkel. En ek weet daar's mense daar buitekant wat sukkel met rook, drank, kwaad raak, vloek, vuil grappe, maak nie saak wat dit is, daar is daai dingetjie wat jy net nie kan oorkom nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, volg die bordtekens wat God langs jou pad sit. Nou kom ons gaan kyk. Maar Steven, wat se bordtekens? Wat se bordtekens moet ons volg? Die Bybel. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou, en jy kan round-off kursus kom doen hier, by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Die Here het vir ons die Bybel gegee. Die probleem is, ons is te lui om te gaan lees. Ons is te lui om worship musiek te luister. Ons is te lui om te bid. Ons is te lui om met God te gesels. So ja, die oomblik waar dit so moeilik raak, en ek gaan nie sorry sê as ek op tone trap nie, maar die oomblik waar dit so moeilik raak, van Here, die aanvalle kom, en Here, die gedagtes kom, en ag Here, ek kan net nie, ek wil 'n sigaret hê, of ek wil net gou vinnig daai tannie gaan kyk op Google, of op OnlyFans, of op wat ook al dit is, of ek wil gaan myself afneem, want ek wil geld maak, ek het nie geld nie, ek wil myself verkoop op die internet. Kom ek vertel julle wanneer raak dit so moeilik. Jy sien die oomblik wat jy op jou knieë gaan en sê, Here, ek kan nie meer nie. Kom God en hy help jou en hy vat dit weg, want dit gaan goed vir 3 weke. So tog is God besig daar om jou te help. Maar wanneer het dit gestop? So jy bid 1 keer, God vat dit weg, want hy bly getrou en sy woord sê dit. As jy by hom gaan skuil, sal hy jou help, hy sal jou beskerm, maar jy sien wat ons doen is, ons gaan skuil by God, ons gaan onder sy beskerming in, Here, help my asseblief, okay, dankie Rabba. 3 weke, 4 weke, of 1 jaar, of 10 jaar, die oomblik wat jy onder sy skuiling uitkom, kom die duiwel, met daai selfde ding, In Genesis staan daar so, die duiwel het gekom, hy het vir Eva gevra, maar sal jy nie soos God wees, as jy van hierdie appel eet nie. Jy sien, hy het nie gekom, hy het die appel in haar mond afgedruk, en in haar keel afgestoot en gesê nie, jy sien, die duiwel kom elke keer, met dieselfde ding, hy kom en hy vra jou net 'n vraag. Maar Steven, jy is nou al 3 weke nie by die huis, jy werk weg. Dit gaan ons nou jou laat beter voel, as jy gou vinnig net na 'n prentjie kyk, en gou vinnig jouself gaan verlig. Maar Steven, dit gaan ons nou beter voel. Lekkerder wees as jy 'n sigaretjie rook saam met daai dop. So baar sonde, en sonde baar mekaar, en die duiwel staan net daar, en al wat hy doen is, hy kyk vir jou en hy vra jou 'n vraag. En jy val net elke keer vir daai selfde vraag. Jy val in dieselfde gat. So nou, wat het ek gedoen
om verby dit te kom. Eerstens, daar gaan nommers wees of 'n nommer wees onder aan die skerm. As jy sukkel, hierdie is 'n video nie om iemand uit te skel nie. Hierdie is 'n video soos 'n helpline video. As jy hierdie video kyk, jy ken iemand wat sukkel met drank of met drugs of met sigarette of met aggressie of met skinder of met seksuele sonde. Hier's 'n nommer wat nou onder aan die skerm gaan wees. Bel daai nommer. En wie ook al antwoord, sê vir daai persoon, ek sukkel met hierdie. Ek weet nie om verby dit te kom nie. En die persoon wat daar gaan wees, gaan jou help, gaan saam met jou bid, gaan jou raad gee, en gaan jou help deur hierdie ding. Jy sien hoe ek deur hierdie ding gekom het, as ek het 'n fliek gekyk, en in daai fliek het die Here vir die persoon gesê, jy moet iets aflê vir my. Maar nie spesifiek iets nie. Daai wat hy moes afgelê het, is die ding wat hy die meeste lief gehad het. En die ding wat ek die meeste lief het in my lewe, is musiek. Heavy metal, rock and roll, blues, country, hip-hop, rap, rave, trance, enigiets. I don't care what it is. Musiek is my go-to. En ek is besig om te ry en Here sê vir my, lê jou musiek af. Ek sê, askies. Hy sê, lê jou musiek af. Hou op dit, luister. Wat jy luister. En luister musiek wat my verheerlik. Hoekom as ek, en sorry ou Kurt, as ek nou hierdie voorbeeld gaan gebruik, hoekom wil ek hop spinnekop luister? As ek 'n liedjie kan luister waar die ou sing, Yeshua, Maranatha, en hy prys net die Here se goedheid en sy grootheid. Hoekom? Ek sê nou nie, jy moet net doen wat ek doen nie. Ja, luister 'n mooi liedjie, maar verheerlik dit die Here daarin. Kom ons gaan kyk na al die ouens in die Bybel wat disippels van God. Alles wat hulle gedoen het God verheerlik. En vir ons deesdae in hierdie wêreld lyk dit soos ietsie wat net nie meer normaal is nie. Ek meen daar's mense wat daar buite is wat full-blown vir die Here gaan luister nie sekulêre musiek nie, kyk nie sekulêre flieks nie, hulle lees hulle Bybel, hulle doen nie evangelisasie, hulle doen niks snaaks nie, hulle volg die riglyne van die Bybel. En vir ons is dit soos, Matteus is nie lekker nie. Maar is hy nie dalk op die regte pad nie? Is hy nie dalk so naby aan God, laat dit vir hom normaal is, en vir ons, wat so ver is van God, is dit nie normaal nie. Want hoe kan dit normaal wees om nie sekulêre musiek te luister nie? Dit is nie normaal om in 'n gesprek te wees wat nie God verheerlik nie. Dit is nie normaal om iets te doen die dag en nie God te verheerlik nie. En al hoe meer ek begin kyk het na dit, en al hoe meer ek hierdie worship musiek begin luister het, en al hoe meer ek nader begin praat met God, en ek begin 'n Bybel lees, en ek begin net goed kyk wat God verheerlik, al hoe nader begin ek aan God kom, en al hoe meer begin ek sien, vir die mens daar buitekant is ek abnormaal, want jy sê, daai ou wil nie eers in 'n klap saam met ons kom sit en koeldrank drink saam met ons nie, terwyl ons suip en kokain snyf en dit nie, want dit verheerlik nie God nie. En die oomblik wat jy goed doen wat God verheerlik, wanneer jy jouself omdraai, is die seksuele sonde weg, die rook is weg, die drank is weg, die kwaadraak is weg. Ek is 'n ou wat baie kwaad geraak het. En hierdie is 'n getuienis, ek lag eintlik daaroor. Gister praat ek met 'n ou en hy sê vir my, ek weet jy is nou seker frustreerd en kwaad en geïrriteerd. Toe sê ek nee, ek is rustig. En daai ou het so uiteindelik bang geklink toe hy met my praat, want ek is gewoond daaraan om kwaad te wees. Mense ken my om kwaad te wees. Ek is 'n kwaai mens, ek raak kwaad. En toe daai ou sien hoe ek net, alles is oké, prys die Here, dis oké. Wat ook al goed is in die Here se oë, laat dit gebeur. En die oomblik wat jy daai gedagtes gaan begin kry, en jy begin 'n fellowship saam met die Here, gaan die dinge net beter raak. So ek gaan nou afsluit hierdie video, en ek dink terwyl ek hierdie laaste stukkie gaan bid, gaan ek vra dat ons dalk daai video wat in die mis is, wat ek so in die mis ry, op 'n loop speel, terwyl ek gaan bid. En ek wil vir almal vandag op buitekant sê, die nommer is onder aan die skerm. As jy sukkel met seksuele sonde, as jy sukkel met enige sonde, en jy weet nie hoe om verby dit te kom nie, vra vir die Here wat moet jy aflê, want daar's iets wat jy nog nie afgelê het nie.
wat hy wil hê jy moet aflê, wat jou gaan nader bring aan hom, of dit golf is, of dit games is, of dit musiek is, en of dit, ek weet nie, rugby kyk is, wat ook al dit is. As daar iets is wat jy moet aflê vir die Here, gaan vandag op jou knie en sê vir die Here, Here, wat ook al ek vir jou moet aflê, sê my, ek sal dit aflê. Maar dan moet jy dit doen. Dan moet jy dit doen. Moenie sê jy gaan dit doen, dan doen jy dit nie. Dan moet jy begin 'n Bybel lees, jy moet begin 'n worship, spandeer tyd saam met die Here. En dis al wanneer hierdie goed wegbly. Want die oomblik, hier is 'n goeie voorbeeld. Die oomblik wat jy in die lig staan, jy beweeg weg van die lig af. Al hoe verder jy van die lig af beweeg, al hoe donkerder raak dit. Die oomblik wat daar 'n skreefie donkerte inkom, is wanneer die aanvalle gaan gebeur. Die duiwel vra nie vir jou, hy kom klop jy aan jou deur nie. Daar's baie mense daar buitekant wat preek, hy kom klop aan jou deur, en jy maak vir hom oop. Ek is teen daai teaching. Ek teach, die duiwel kom voel of jou deur oop is. Want as jou deur nie gesluit is, hy maak homself oop. Hy hoef nie te klop aan jou deur nie. Hy maak hom sommer oop, en hy kom in. Want as hy nie gesluit is, deur die autoriteit wat God jou gegee het om jou deur te sluit nie, gaan hy inkom. Hy gaan jou kom vat. Hy wil jou hê. Hy wil jou saam met jou in die hel hê. So 'n dief gaan nie kom en klop nie. Hallo, is jou deur oop, kan ons maar kom steel? Hy gaan kyk as jou deur oop saggies, hy gaan hom try oopmaak. Dan gaan hy kyk as daar 'n ruit oop. Dan gaan hy kyk as daar 'n opening waar hy kan inkom. So hy gaan try inkom. So wat moet ons doen? Ons moet seker maak, ons deure is gesluit. Kom ek bid saam met ons, en dan, julle kan oop oë sit en terwyl ek bid, en kyk na hierdie video. Vra die Here moet vir jou openbaar in jou lewe, wat moet jy aflê vir hom? Vra die Here moet vir jou openbaar, die bordjies wat hy vir jou gee om na te kyk, om hier uit te kom. So kom ons bid saam. Here, ek wil U loof en prys, dat U my die geleentheid gegee het, om deur daai dik mis te ry, wat almal nou na kyk. Here, laat hulle kan sien, ons ry in 'n dik mis, maar as ons net die bordjies volg, gaan ons uitkom aan die ander kant. Here, al die mense hier buitekant wat hierdie video kyk, wat sukkel met seksuele sonde, wat sukkel met rook, drank, skinder, kwaadraak, vuil taal, Here, irritasies, enige sonde wat teen U is, Here, laat dit asseblief, laat hulle deur daai mis kan kom. Here, ek vra dat almal wat 'n ernstigheid en 'n passie het, en 'n visie het om 'n pad saam met U te stap, Here, dat U vir hulle die borde nou sal neerplaas in die pad wat hulle stap. Here, dat ons sal ophou uitfigure hoe om hierdie uit te kom, uit hierdie mis uit te kom, en die lyne in die pad te probeer sien, en te kyk, kan ons verby, kan ons nie, kan ons vinniger, kan ons stadiger. Here, dat ons net U instruksies sal volg, soos wat God het vir ons gee. Here, as ons in 'n mistige storm is, U weet hoe om ons uit te kry, en U gee ons die instruksies, ons moet dit net volg. Here, almal daar buitekant wat 'n seer het, wat 'n hartseer het, wat 'n depressie het, wat angs het, wat voel, ek kom nie hier uit nie, ek wil hier uitkom, maar ek kom net nie hier uit nie, wat kan ek doen, wat moet ek doen? Here, wys hulle, dit is tyd om ernstig te raak, dit is tyd om jou Bybel te vat, dit is tyd om te sit en tyd te spandeer saam met die Here. Jy kan nie net opstaan en 'n oggendversie lees nie, jy moet tyd spandeer, ons moet tyd saam met U spandeer. Here, en ek gaan hierdie gebed afsluit om die volgende vraag te vra in hierdie gebed vir almal wat luister. God ken jou, vanaf jy in jou moeder se baarskoot was, maar hoe goed ken jy die Here? Weet jy wat staan in die Bybel oor God? Weet jy wat sy wonderwerk het hy gedoen? Weet jy wat sy liefde het hy getoon vir die mense? Weet jy waar sy gebore? Hoe oud was hy toe hy gedoop was? Ken jy die Here? Het jy 'n verhouding met die Here? Ja, ek het 'n verhouding met die Here, maar ek weet nie hoe oud was hy toe hy gedoop was nie. Beginne jou God leer ken. En lê af jou eie lewe vir die Here. Here, ek vra dat U almal wat hierdie video kyk, as hulle ernstigheid het in hulle harte, hier waar ek nou sit, deur die autoriteit wat Jesus Christus, Yeshua HaMashiach my gegee het, beveel ek elke demoniese mag om nou uit te gaan. Elke vloek wat gespreek is en ketting wat gebind is, breek ons in die naam van Jesus Christus, die almagtige God, die enigste een wat kan kettinge breek, die enigste een wat kan vloeke breek.
Here, vra ek nou dat U dit sal so laat wees, dat daar waar hulle sit, dat hulle die vrymaking sal voel, dat hulle sal voel hulle raak lig, dat hulle sal voel, hier kom die eerste bord, hierso kom die eerste mis beginne weggaan, dit begin is, ek kan die son sien aan die ander kant, maar Here, dat hulle sal aanhou ry, dat hulle sal aanhou gaan, Here, dat hulle sal hardloop vir U, dat hulle nie sal stop nie, want Here, hulle gaan hulle self weer in 'n storm bevind, maar nou weet ons, hy bordjie, ons moet net daai bordjie volg, en ons gaan weet waar om uit te kom. In Jesus naam bid ek dit alleen. Amen. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwaam om vir God te werk, jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het ons ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp, en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels. By School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.